Goeiemôre vriende op hierdie Dinsdagoggend, die 7de Julie 2026. Mag dit vir julle sommer net 'n goeie dag wees vir die na gister se wonderlike dag wat ons gehad het. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. O Heilige Vader, ons kom bely vanoggend dat ons so maklik 'n deel raak van die wêreld se ritme. Here, dat ons so maklik kan deel raak en baie keer deel raak van wie die wêreld is met sy geen normes nie, met sy geen waardes nie, sodat dit baie keer lyk asof dit maar alright is. Here, totdat ons weer terugkom na u woord toe en ons na u woord begin kyk, wat ons besef hoe meer ons u woord lees, dit is die rigsnoer van die lewe. En as ons nie die woord het nie, is ons die pad. Ons met ons begeertes, met al ons goedjies. En Vader, kom sê ons vir u vanoggend baie dankie vir die Bybel. Baie dankie vir die Bybel wat u vir ons gegee het, wanneer u met ons kom praat. En Here, as dit nie daarvoor was nie, weet ek nie, dan was ons verlore. Here, dan was dit elkeen vir homself. Dan kon ons maar besluit het wat's reg en wat's verkeerd en wat's alles, en dan gaan alles maar net. Maar hoe meer ons van die wêreld leer en hoe meer ons van die wêreld lees, besef ons, Here, dat u woord inderdaad vir ons gegee is as 'n persent. Vir ons gegee, soos ons al baie vir mekaar gesê het, as 'n aanloopbaan in die nag met liggies waarop ons kan land, veilig kan land as ons tussen die liggies land. En kom bely ons, Here, dat ons dikwels nie by die woord uitkom nie. Bely ons dikwels, Here, dat ek en ons almal, Here, maar ons eie rigsnoer raak. Help ons, Here, om altyd u rigsnoer in ons hand te neem en dit is 'n present te sien, is 'n gawe te sien wat u vir ons gegee het om ons op hierdie aardse reis vir ons 'n klein rukkie is te help om reg te lewe volgens u wil. Dankie vir die Bybel, Vader. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, hierdie God van die Bybel ken, hierdie Jesus van die Bybel ken en hierdie Heilige Gees wat in ons geopenbaar word in die woord van God dat u hom ken. Amen. Ons is inderdaad aan die einde van Hebreërs, net gou om 'n amper bietjie 'n samevatting weer te gee wat ons maar die hele tyd vir mekaar kom gee is. Hebreërs dui hoofsaaklik daaraan, liewe vriende, dat hierdie brief van Joodse Christene geskryf het, hulle wat uit die Judaïsme oorgekom het, Jesus Christus aangeneem het. Ons sien hulle het vervolging beleef, ons sien hulle was moedeloos geweest, ons sien hulle het baie swaar gekry en die gevaar was daar dat hulle miskien op die ouene weer kon teruggaan na hulle ou weer toe, né? Die skrywer het voortdurend ons daarop laat let, liewe vriende, dat Jesus is beter as enigiets anders. Dit is wat hy vir ons die hele tyd kom sê. Jesus was beter as die engele, as Moses, as die priesters, as die offers en as die ou verbond. Dit is die hele tyd wat die Hebreërs skrywer ons op kom fokus het. Hy het ons kom op fokus daarop dat Jesus die eintlike hoëpriester is. Hy het ons kom fokus om te sê, waar Jesus is die nuwe verbond. Dit het hy vir ons die hele tyd kom sê. En dan kom sê hy vir ons, liewe vriende, hy sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So die boek Hebreërs, as ons hom na kyk, soos ons kort saamvat, kan ons sê Jesus is die finale openbaring van God. Dit is wat die Hebreërs vir ons kom sê. Jesus is groter as alles van die ou verbond. Jesus se offer is volkome en gelowiges moet volhard in geloof en moenie terugdraai nie. Hou vas aan Jesus. Dit is sommer die opsomming van Hebreërs. En ek wil afsluit vandag met Paulus se gebed. Hy sê dit ook so in Hebreërs 13, gebed vir die lesers, vir jou en vir my wat dit lees. Vir die lesers wat dit daai tyd gelees het, het hy die volgende gebed. Hy sê, God wat vrede gee, het ons Here Jesus Christus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood
teruggebring. Mag die God julle toerus, kom sê hy vir jou en vir my. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So Paulus kom sê vir jou en vir my, Paulus kom sê vir hierdie gehoord op die einde van die Hebreërs, kom sê hy, hoor hierso, weet dat julle Jesus Christus het. Die Vader het Jesus Christus vir jou en vir my gestuur. Jesus is gekruisig, hy het gesterwe, hy is begrawe, maar hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy is die lewende Christus. En omdat hy opgestaan het, kom sê 1 Petrus 1 van ons, op grond van die opstanding, het ek en jy 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat ook vir jou en vir my in bewaring gehou word, né? So daarom moet ek en jy vashou. Liewe vriende, daarom is ek en jy anders as die wêreld. Daarom kyk ons na ander goed as die wêreld. Ja, ons word baie maklik verlei om na ander goeders te kyk. Wat dit ook al is, om ander goed te lees, om by ander goed betrokke te raak, maar vriende, ek en jy is anders, en dit is wat die Hebreërs skrywer ook vir hulle wil kom sê, nou liewe vriende, ons is anders, en daarom kom sê hy in die volgende vers, die gebed wat hy vir jou en vir my en vir die mense sê, mag die God julle toerus, net toerus, dat hy vir ons daai skills gee, mag hy ons toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. God het ons klaar toegerus deur sy Heilige Gees. Ek en jy, liewe vriende, ons job is om in 'n lewende verhouding met God te staan, om in Jesus se voetspore te volg, om toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk. Dit is ons werk. God het ons toegerus, liewe vriende, sodat ons alles wat goed is en sy wil kan doen. En dit is Paulus se gebed vir ons. Hy sê, mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Mag ek en jy so lewe, liewe vriende, dat wat ek en jy ook al dink, sê of doen, aanneemlik is vir God, aanneemlik is vir Jesus en die Heilige Gees. Daarom is dit belangrik dat ons vra, wat is die Here se wil in hierdie omstandighede? Daarom is dit belangrik dat ons 'n wise counsel kry om saam met ons te bid, om te hoor, Here, maar wat wil U hê moet ons doen? Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Mag julle God se liefde, sy genade en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.